Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. En ons is besig om te praat oor haal God uit die boks uit. En hierdie week in besonder praat ons oor haal God uit die boks uit en wie jy dink God kan gebruik. En die kern van die boodskap is God kan jou gebruik. En ons gebruik Lukas 5, die verhaal van waar Jesus Petrus hulle roep. En ons het al so 'n bietjie gevorder in die verhaal waar Jesus Petrus hulle stuur, hulle bootjies gebruik, sê hulle met die nette weer uitgooi en dan gebeur hierdie gedeelte. Lukas 5 vers 6. Hy sê en hierdie keer was hulle nette so vol dat dit begin skeur het. Hulle het hulle maats in die ander skuit geroep om te kom help en gou was albei skuite so vol vis dat dit amper gesink het. En wat hier gebeur, en ek dink almal van ons ken die storie, is Jesus gebruik gewone mense. En ons het gister gesê hoe hy in gewone mense se gewone werke en alledagse lewe belangstel. Nie net in kerk en Sondag en dit wat daar gebeur nie, in jou gewone alledagse lewe. En dan die effek, en dis waarby ons wil uitkom. Wanneer God in jou gewone werk, jou alledagse lewe begin wonderwerke doen, wat gaan jy daarmee doen? Die groot toets of die groot uitdaging is mos, jy gaan dink jy's oulik en jy wil alles vir jouself hou. En ons sit altyd met die versoeking van ek het dit reg gekry, ek het al hierdie vis gevang. En ons vergeet, maar God het my guns gegee. God het my wysheid gegee. God het my gawes en vermoëns gegee. Petrus hulle wys vir ons hierdie mooi karakter van hulle dadelik, hulle vriende, ander mense, ander bote geroep en gesê, kom deel in die guns. En dis God se doel. God gaan jou lewe gebruik, God wil jou lewe gebruik, en hy wil jou seën, hy wil sy liefde op jou uitstort, hy wil sy guns op jou uitstort, maar nie net ter wille van jou nie. Sodat jy dadelik ook jou vriende roep, sodat jy dadelik ander mense roep en sê, kom deel in die vreugde en die goedheid van die Here. En dis waarom God nooi jou vandag, God roep jou vandag en sê, ek wil jou lewe gebruik, ek wil jou storie gebruik. Wanneer ek vir jou voorspoed gee, wil ek dit gebruik om ander mense aan te raak. Maar ook wanneer ek vir jou hartseer gee, wil ek dit gebruik sodat jy ander mense kan troos wat deur dieselfde hartseer gaan. Die hele storie handel hier oor dat God wil gewone mense gebruik. Hy skryf ons in sy storie in. En ek en jy moet altyd hierdie woorde onthou. Dit wat met my lewe gebeur, het ook 'n doel vir ander mense se lewens. Dit gaan nie net oor my nie. God laat goed in my lewe gebeur sodat ek 'n platform, sodat ek 'n woord, 'n storie het om ander mense aan hom voor te stel. So ek wil jou vra, wat hou jy net vir jouself? En wat doen God dalk in jou lewe omdat hy jou wil gebruik om 'n verskil in ander mense se lewens te maak? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir ons stories. Ons stories van vreugde, van oorvloed, maar ook ons stories van hartseer, Here, ons stories van gebrokenheid en skaamte. Dankie Here dat U ons nooi om met vrymoedigheid ons stories te deel met ander, sodat U verheerlik kan word. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons wil gebruik. Dankie dat ons ander mense se harte en lewens kan aanraak met wat U in ons lewens doen. Dankie in Jesus naam. Amen.